Goeiemôre almal. Baie welkom, ook almal wat aanlyn ingeskakel is ook vanoggend. Nou die eerste ding wat ek vanoggend gekry het vir almal wat ek gegroet het was so, "Joe, dis koud, nê?" Nee. So dit is al 'n bietjie koud vanoggend hy buite. Nou baie keer dan kom ek daar af by die trappe daar in die huis en dan in die kombuis en dan sal ek nou vir of Melissa of vir ons seentjie vra, "Wat is die een ding wat jy nou vandag voor dankbaar is, of waarna sien jy uit vir vandag of so?" En het ek nou gedink vanoggend, obviously, is ek nog 'n bietjie dankbaar vandag dat ons hierdie ding nie meer so baie hoef te gebruik nie, hierdie masker. So, toe ek nou in die week, soos ek nou hier in die dorp en goed te beweeg en in die winkels en so, toe het ek nou actually iets gesien hier wat met hierdie masker gebeur het die afgelope 2 jaar, is met die masker het ons mos, jy weet as jy nou vir iemand wil wys jy's vriendelik en jy het nog 'n glimlag, dan ons so hierdie met jou oë het jy mos so daai glimlag wat jy so gegee het, dat jy daar net agter die masker kan wys jy glimlag eintlik vir die persoon. En ek sien die onderste deel van ons gesig het weer 'n bietjie oefening nodig. So ek gaan nou vir ons vanoggend sommer die geleentheid gee om net so na mekaar toe te draai en vir mekaar welkom te sê, maar dan gee ons ook sommer vir mekaar 'n lekker vet, eerlike glimlag wanneer ons vir mekaar goeiemôre sê. So kom ons sê sommer vir mekaar elkeen met 'n lekker vriendelike glimlag goeiemôre. Okay. Baie welkom almal. So daar sou is nou nie spesifiek enige afkondigings en so gegee nie, so ek gaan sommer dadelik dan oorgaan in die toetrede tot die preek dan uit doen. En so ek hou nogal so 'n bietjie van kuns. Ek het so 'n bietjie toe ek nou teologie geswat en so ook bietjie met estetika en kuns te doen gehad. En nou vir die van julle wat nie weet nie, dit was 2 Sondae terug in ons meer tradisionele kerklike kalender of die liturgiese kalender. Was dit eintlik Triniteitssondag, wat die drie eenheid basies erken. Dis die eerste Sondag na Pinkster. En in die voorbereiding van hierdie boodskap het ek weer op hierdie ikoon afgekom. Dit is 'n kunswerk wat deur Andrei Rublev in die 15de eeu geskilder is. En die ikoon se naam is die Triniteit. En nou dit beeld die gebeure wat ons in Genesis 18 vers 1 tot 8 kry, waar die 3 figure wat vir Abraham en vir Sarai kom besoek het met 'n baie belangrike boodskap, 'n boodskap dat hulle baie kinders sou hê. En ook daai gebeure waar Abraham en Sarai vir hulle 'n ete voorberei het en hulle lekker saam ook kon eet. Nou hier's baie goeders wat ek nou hier kan sê oor die kleur en die gesigte wat dit nou 'n driehoek vorm en die gestures wat die hande maak en hoe die voete en so wat dit alles nou kommunikeer, maar daar's iets wat ek ons aandag op wil fokus en dit is die perspektief van hierdie werk. So julle weet ons baie keer as jy na 'n kunswerk kyk, dan sal die kunstenaar nou probeer om die lyne van die werk half te gebruik om jou oë so half na 'n sekere fokuspunt in die kunswerk na toe te bring, of hulle sal baie keer so intrek, weet dat jy half ingetrek word in die kunswerk in. Maar hierdie ikoon het so 'n bietjie 'n ander perspektief. So as jy byvoorbeeld kyk na die lyne van daai staf, die vlerke se onderpunt, die voetenend van die altaar, die stoele se voete, die voue van die arms, die klere om die arms en so, al daai lyne kom so half af hier na 'n punt toe, eintlik half hier buite die kunswerk, hierso onder, dit kom so hierso waar ek nou eintlik staan. En wat hulle in die kunswerk eintlik probeer doen is, hulle probeer half jou as kyker die fokuspunt maak van hierdie kunswerk. En ek weet nie of julle kan sien hierdie reghoekie blokkie, daai reghoekie daaronder op die altaar. In die begin het hulle gesê dit is 'n spieël. So die idee hier agter is met die Triniteit uitbeelding van God, het Andrei Rublev probeer sê, maar ons as kyker word ingetrek en ons gesig
kom ook, jy word deel van hierdie kunswerk. Jy kan aan tafel kom sit van die Triniteit. Dan net 'n laaste ding, die vroeë kerk het van die Triniteit ook verwys as perigorese. Nou, wat hierdie snaakse woord beteken, is, dit verwys na 'n heen en weer beweging van harmonie. So wat hulle bedoel het in die vroeë kerk met dit van die Triniteit is so half hierdie idee dat God het homself laat oorvloei in die Seun wat hom weer terugkeer na die Vader, die Seun wat hom uitstort in die Gees wat terugwys na God die Vader en na die Seun. Dis hierdie heen en weer beweging van die Triniteit, hierdie perfekte harmonie. God. En dit is hierdie God wat vir ons almal vanoggend ook weer kom uitnooi om aan tafel te kom sit. En dit is hierdie God wat vanoggend vir ons ook 'n boodskap het. So ek wil jou sommer uitnooi, ek gaan sommer net so 30 sekondes gee waar ons net stil kan word. En ek wil jou vra om in jou geestesoog al die goetertjies wat jy vanoggend moes doen om klaar te maak vir kerk en om hier aan te kom en al die goed wat in die week, miskien by die werk of in jou gesin of by die huis, waar ook al gebeur het, om dit net in jou geestesoog uit te pak en met jou volle menswees in jou geestesoog aan tafel te kom sit. En ook te kom deelneem binne God se teenwoordigheid in hierdie tyd en in hierdie spasie wat ons nou hier het in ons saamkuier, net in te kom. So ek gaan jou so 'n paar oomblikke gee om net dit te doen. Vriende, my gebed vanoggend is dat jy God drie-enig se uitnodiging sal aanvaar om aan tafel te kom sit saam met hom en dat iets uit vandag se boodskap sal inspreek tot presies daar waar jy in jou lewe is en met dit waarmee jy vandag ook na hierdie saamkuier na toe kom. En met hierdie uitnodiging groet ek jou in die naam van die Vader wat hier teenwoordig is. Ek groet jou in die naam van die Seun wat ook hier by ons is. En ek groet jou in die naam van die Heilige Gees wat hier tussen ons beweeg. Genade en vrede vir elkeen van u. Amen. Vriende, kom ons sit ons toewyding voort in ons lofsang. Ek wil net onthou om hierdie te doen. Sy. Hosanna, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Hosanna, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Heer, ons bring U die eer. Jesus koning en Heer. Word verheerlik, o Heer my God. Hosanna in die hoogste. Hosanna, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Hosanna, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Heer, ons verheerlik U naam, soos ons nou voor U staan. Word verheerlik, o Heer my God, Hosanna in die hoogste. Word verheerlik, o Heer my God, Hosanna in die hoogste. Hosanna in die hoogste. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice.
lips himself in light, and darkness eyes to hide. Trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? All will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? All will see how great is our God. Name above all names, worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Name above all names, worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? All will see how great is our God. Hemelvader, ek aanbid U. Koning Jesus, ek bring lof aan U. Heilige Gees, ek vereer U. Vir ewig wil ek U naam verhoog. Halleluja, halleluja. Ek buig neer voor U as ek sing. Halleluja, halleluja. Aan die koning van die eeuwe, amen. Hemelvader, ek aanbid U. Koning Jesus, ek bring lof aan U. Heilige Gees, ek vereer U. Vir ewig wil ek U naam verhoog. Halleluja, halleluja. Ek buig neer voor U as ek sing. Halleluja, halleluja. Aan die koning van die eeuwe, amen. Halleluja, halleluja. Ek buig neer
woord voorheen as ek sing. Halleluja, halleluja, aan die koning van die eeuwe, amen. Aan die koning van die eeuwe, amen. Aan die koning van die eeuwe, amen. Jesus, groot behaal, sterke verlossing, Here en heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Here, levende woord. Here, nie meer twyfel, vreugde en blydskap, lewe in oorvloed gee, Immanuel, God is met ons, reddende Here, levende woord. Here, nie meer twyfel, Here, nie meer twyfel, vreugde en blydskap, lewe in oorvloed gee, Immanuel, God is met ons, reddende Here, levende woord. Immanuel, God is met ons, reddende Here, levende woord. Reddende Here, levende woord. Reddende Here, levende woord. Kom ons sluit die oë, dan bid ek gou vir ons. Here, dankie vir hierdie saamwees, dat ons U kon loof en eer. Dankie dat ons ook nou kon sing dat U almagtig is, dat U hierso is, dat U werklik teenwoordig is, Here, en ons gebed is dat U sal kom inspreek daar waar ons, hoe ons na U toe kom vanoggend, Here. Kom en kom spreek in, Here, en kom verander, kom raak ons aan asseblief, Here, in vanoggend se boodskap. Ek bid dit alsom in ons ontwil. Amen. So, vanoggend se teksgedeelte kom uit Lukas 5 vanaf vers 1 tot 11. Ek gaan sommer uit die 1983 vertaling vir ons saam lees. Ja, ek gaan nog so geleentheid gee as jy in jou Bybel wil blaai. Dis daarmee 'n moeilike boek wat ek gekies het, ek kan vinnig alby uitkom. Maar ek gaan vir ons sommer van die skyfie af saam lees. Ek lees vir ons. Op 'n dag toe Jesus langs die Genesaretmeer staan en die skare vorentoe beer om die woord van God te hoor,
sien hy 2 skuite aan die kant van die meer lê. Die vissers het uitgeklim en was besig om die nette uit te spoel. Jesus klim toe in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort, en hy vra hom om dit 'n entjie van die oewer af weg te stoot. Nadat hy toe gaan sit het, het hy die skade van die skuit af geleer. En toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon, vaar nou uit na die diep water toe, en dan gooi julle nette uit om te vang. Meneer, antwoord Simon, ons het die hele nag deur geswoeg, sonder om iets te vang. Maar op u woord sal ek die nette uitgooi. En toe hulle dit doen, het hulle so 'n groot klomp vis gevang, dat hulle nette wou skeur. Ek hou van hierdie sin, hulle wink toe vir hulle maats in die ander skuit om te kom help. Hulle het gekom en albei skuite so vol gemaak, dat hulle amper gesink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knieë neer en hy sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Hy en almal wat saam met hom was stom verbaas oor die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, dis nou die seuns van Zebedeus, wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Toe sê Jesus vir Simon, moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle die skuite op die strand getrek het, het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. Net tot sover. Nou, toe ek hierdie teks nou lees en voorberei vir ons boodskap vanoggend, toe besef ek net weer hoe merkwaardige storie hierdie eintlik is. En so ek preek nou hierdie Sondag hierso op, en dan nou volgende Sondag gaan ek nou weer hierso wees en ek wil eintlik hierdie storie uitpak tot volgende Sondag ook nog bietjie dieper ingaan op die ding. En dis wat ek juis ontdek het in hierdie voorbereiding van hierdie boodskap is, dis amper soos 'n ei wat jy net sodra jy die een laagie afskil, dan sal nog 'n laagie en nog 'n laagie. So ek wil ons net innooi om saam met my net in hierdie storie in te kom en saam met my te ontdek hoe ons as ons nou binne daai leefwêreld ingaan en die goed bietjie verstaan en so, om sommer net saam met my dit te doen. So waar is ons in hierdie storie? As ons nou, hoe kom ons in hierdie storie in? Julle sal nou onthou, Jesus was nou vir 40 dae in die woestyn gewees. Hy het gevas en gebid en Satan het hom ook versoek en hy kon hom elke keer uitoorlê. En toe kom Jesus uit die woestyn uit. Hy was geesvervuld. Hy het sy visie en sy missie reg gehad vir die res van sy bediening en sy lewe op aarde. En dan lees ons in die evangelies hoe hy dan na Kapernaum gegaan het, in die sinagoges, en daarso het hy gepreek, hy het begin bose geeste uitdryf en hy het begin wondertekens doen. En mense het begin notisie neem, okay, hierso is iemand. Wat jy sien in die Joodse afwagting op daai tyd was, soos wat hulle die profesieë in die geskrifte geïnterpreteer het, was hier gaan iewers 'n Messias kom, die seun van God. Maar hulle verwagting op daai stadium was so bietjie onthou in daai tyd was daar die Romeinse keiser en hy was in beheer van die land, maar hy was ook bietjie 'n onderdrukker. Hy was nie 'n nice ou nie. En hulle het verwag dat as die seun van God gaan kom, die Messias, dan gaan dit iemand wees wat met mag en krag half 'n militêre ding gaan kom bring en jy weet die Romeinse bewind gaan afskaf en dan weer die oorspronklike glorie van die Israeliete weer gaan herstel. So daar was hierdie verwagting gewees. En nou is hierdie man wat hierdie wondertekens doen en wat preek in die sinagoges en mense begin notisie neem. En dan kom ons by hierdie teks van vanoggend aan, waar ewe skielik beweeg Jesus weg van die sinagoges af. Hy gaan viswaters toe. So dis dadelik hierdie, wow, wat gaan hier aan?
So en dan dadelik word jy ingetrek in wat gaan nie aan? Wat is die storie hierso? En dan kom ons in ons teks waar Jesus juis ook sy disippels nou kies by hierdie viswaters. Nou, ek weet nie of julle weet nie, maar in die antieke tyd was die visvangbedryf was bietjie 'n moeilike bedryf. Ek weet nou nie of dit vandag makliker eintlik is nie, maar die punt is, in daai tyd was die visvangbedryf 'n moeilike bedryf. So, om julle 'n idee te gee, soos ek nou gesê het van die Romeinse keiser, wat nou nie 'n nice ou was nie, in die flieks en TV-reekse kry ons baie keer hierdie ding wat hulle sê Caesar is Lord. So dit was regtig die ding van die Romeinse keiser is die heer. Hy beheer die land, hy is in beheer van die see en omdat hy ook in beheer is van die see, is hy ook in beheer van die visse daar in die see. So dit het beteken as jy nou 'n visvanglisensie of as jy wil gaan visvang met die doel om geld te maak uit en 'n bedryf aan die gang te kry, moes jy 'n lisensie gaan kry by die Romeinse regering. En hierdie lisensie was duur. Hy was bitter duur. En die ouens het maar baie keer op 'n korrupte manier, so op 'n onkoop manier die ding in die hande gekry. En dan het hulle ook maar half gewheel and deal, soos wat ons ook maar sien wat Simon Petrus hulle gedoen het, tipies is jy het half een lisensie gehad en dan kry jy vir jou so 2 ander ouens of 3 baie keer om so half onder dieselfde een lisensie te werk en dan deel jy nou maar die onkostes en jy deel ook nou maar die wins wat jy maak. So soos wat Simon en Jakobus en Johannes hulle gedoen het, dis half maar hierdie omkoperige manier hoe hulle onder hierdie lisensie maar moes werk. En dan die ander ding, die belasting. Hulle moes 40% belasting betaal op al die vis wat hulle vang. Met ander woorde, hulle kom nou met die vis uitgeroei. Die ouens het nou die laasnag nie eers vis gevang nie, maar sê nou maar jy kon vis vang, moes jy 40% van al daai vis net so vir die Romeinse tollenaar gee en hulle het dit weggevat. En so dink jouself nou in. Okay, hier's nou sê net maar 3 ouens in die boot. 40% van alles wat jy vang is weg, so 60% oor. Nou moet jy daai 60% split tussen julle 3. So elke ou kry 20%. En nou moet jy 'n gesin voorsorg met daai bietjie vis wat jy daar wat jy nou meer kan verkoop en so. So hierdie ouens het dit nie breed gehad nie. Hierdie ouens was arm. Dit was 'n moeilike bedryf, hulle werk onder 'n korrupte stelsel. En Jesus beweeg soontoe. En dan sien ons ook hoe Jesus nie net daar van die oewer af sê, okay, kom nie. Hy maak sy voete nat, hy gaan in die klim, met sy klere word miskien ook bietjie nat, hy klim in die skei in. En nadat hy vir die mense op die oewer gepreek het, sê hy vir hulle, okay, ons gaan nou diepsee toe. So dis die eerste ding wat ons hierso kry in die teks, is dat Jesus beweeg weg van die sinagoges af. Hy gaan in die visvangbedryf, in daai ouens se leefwêreld, in daai konteks in, en hy's all in. Hy gaan diepsee toe saam met die ouens. En daar in die diepsee wys hy dan vir hulle hierdie wonderteken. En hy gaan kies daar waar hy all in is vir hulle. Hy gaan kies hulle daar en hy gaan wys vir hulle daar hierdie wonderteken. Kom ons gaan nog 'n bietjie dieper. Ons is nou hier in die diepsee, kom ons gaan bietjie dieper in die teks in. Om hierdie wisselwerking tussen Jesus en hierdie vissersmanne en eventually dan nou die disipel ding lekker te verstaan, moet ons 'n bietjie gaan kyk na hoe die Joodse onderwysstelsel gewerk het. En ook so 'n bietjie hoe die Joodse spiritualiteit gewerk het van daai tyd. So, let's go. In Suid-Afrika, ek gaan nou hierdie as 'n analogie probeer gebruik. So in Suid-Afrika, soos julle weet, het ons mos nou graad R, ek weet nie. En dan eventually kry jy graad 1 tot graad 7, dis mos nou laerskool. En dan hoërskool, graad 8 tot 12. En dan as jy universiteitstoelating kan kry, dan kan jy universiteit toe gaan. As dit nou voorgraad, dan doen jy nou jou graad tot jy nou die ding kry. En dan baie mense doen nou tot nagraad en dan dis al baie mense wat doktoraal en postdoktoraal ook nou nog doen. Okay, so dis
dis ons in Suid-Afrika ons raamwerk. So ek gaan dit nou probeer gebruik om die Joodse onderwysstelsel te verduidelik en dan gaan ek dit terugbring na ons teks toe. Ek beloof dit gaan sin maak aan die einde. Ek hoop so. OK. So Joodse kindertjies in die huis van 0 tot 5 jarige ouderdom, het jy as ma en pa vir die kinders die groot stories van die Ou Testament vertel. Jy het hulle vertel van Dawid en Goliat, jy het hulle vertel van Abraham en van Moses, die tyd in die woestyn en al daai dinge. Dis maar soos ons ook maar in die huis doen. En dan op 5 jarige ouderdom, gaan jy nou laerskool toe. Hulle laerskool se naam was Bet Sefer. En dit beteken die huis van die boek. So wat hulle op laerskool dan nou moes doen is, hulle het die eerste 5 boeke van ons Ou Testament, die geskrewe Torah, moes hulle memoriseer. Okay? So die groot skill wat hulle moes leer is hoe om te memoriseer. Dis wat hulle nou moet leer. So hulle het Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium en dan so 'n paar psalms het hulle geleer. En dan, as jy nou 'n 10-jarige seentjie of dogtertjie was, of kom ons begin met die dogtertjies. As jy 'n 10-jarige dogtertjie was, dan is skool verby na Bet Sefer. Dit was jou skoolloopbaan. Op 10-jarige ouderdom gaan jy dan in die huishouding in. Jou ma of die oumas en die tannies en so leer vir jou hoe om 'n huishouding te ran. Jy moet kos maak, jy moet leer hoe om klere reg te maak, jy miskien bietjie saai en oes en weet huiswerkies, jy moet na 'n huishouding kan omsien as 10-jarige meisie. Op 13-jarige ouderdom kon jy as dogtertjie, is jy dan al gereed om te kon trou. Soos ons weet om te dink jy het oumas van 26 jaar gekry in daai tyd. Okay. Baie weird. Maar en dan die seentjies, as 10-jarige seentjie, het jy as jy nou nie die skerpste potlood in Bet Sefer was nie, dan was jou skoolloopbaan ook verby. Okay? Dan het jy by jou pa en by die ou boet en by die ooms en so geleer hoe om die familiebedryf aan die gang te hou. So as jy 'n skrynwerker of dan nou 'n visserman was, dan is dit die skill wat jy moet leer as jong seentjie. Want onthou, dit gaan moeilik. Daar's 'n Romeinse onderdrukker. Die ouens is maar bietjie arm en daar moet brood op die tafel kom en elke ou wat kan bydra tot daai huishouding moet inspring en werk. So net as jy regtig 'n skerp potlood was en die beste van die beste was, of miskien as jou ma en pa 'n tutor kon bekostig en iemand wat jou bietjie kon help in Bet Sefer, dan kon jy maybe na die volgende, dan kon jy na hoërskool toe gaan. En hulle het hulle hoërskool Bet Talmud dan nou genoem. So in Bet Talmud het jy dan die res van die Ou Testament leer, werd gememoriseer. Dit was ook dan nou van die ouderdom van 10 tot 13 jaar en dis net seentjies wat hierso kon aangaan. Net as jy die beste van die beste was in Bet Sefer, dan was jy nou in Bet Talmud. En die skill, die groot ding wat jy moes leer in Bet Talmud is hoe om 'n goeie vraag te vra. Nou hoe dit in die Joodse kultuur en konteks gewerk het daai tyd is, as ek byvoorbeeld vir jou 'n vraag vra, het jy nie net 'n antwoord gegee en so die antwoord is 1 + 1 en die antwoord is 2. Weet dis nou jy het 'n teenvraag gevra wat die vraag antwoord, maar wat ook weer die gesprek voortsit en daai heen en weer weet 'n vraag, antwoord met 'n vraag, antwoord met nog 'n vraag. So daai was die skill wat hulle eintlik dan in Bet Talmud moes leer. So wat interessant is, ons lees as ons nou kyk net nou na Lukas 2 vanaf vers 41 tot 47 en ons lees waar Josef en Maria, waar hulle mos na Jerusalem toe gegaan het, na die Paasfees toe. Hierdie is nou daai stukkie gedeelte waar Jesus weggeraak het vir 3 dae. Daar staan, toe hy 12 jaar oud was, het hulle weer soos gebruiklik na Jerusalem toe gegaan vir die fees en na 3 dae het hulle hom in die tempel gekry, waar hy tussen die geleerdes sit en na hulle luister en hulle uitvra. Almal wat hom gehoor het was verbaas oor sy insig en sy antwoorde. So dis interessant as jy daai teks nou weer lees om te dink, dalk was Jesus
hy was waarskynlik dan in die hoërskool gewees. Hy was in Bet Talmud. Hy het die vermoë gehad om 'n goeie vraag te kon vra toe hy 12 jaar oud was. So hy was in alle waarskynlikheid in die Bet Talmud. Nou, as jy 'n baie skerp potlid was in Bet Talmud, dan kon jy, dat jy sê nou maar universiteitstoelating gekry, dan kon jy universiteit toe gaan. En hulle het dit Bet Midrash genoem. So nou op hierdie stadium met die ouens wat nou baie skerp was en wat in Bet Midrash was, hulle het die hele Ou Testament geken en hulle kon 'n goeie teenvraag vra. En dis gewoonlik die seuns wat toe nou 13 jaar oud is. So van 13 tot 15 jaar is jy in Bet Midrash. En jy leer hoe om die rabbies se wetsbesluite en ook hulle interpretasie en hoe hulle gepraat het oor die geskrifte, daaroor dit te kon interpreteer en te beredeneer en so aan. So dis half die skill wat hulle daar geleer het. En dan, as jy die beste van die beste was in Bet Midrash, okay, jy het nou 'n graad gekry, maar jy is nog steeds 'n uitblinkertjie daarso gewees, dan kon jy op 15-jarige ouderdom as 'n seentjie dalk vir jou 'n rabbi kies, waar jy dan gaan basies moet gaan 'n toelatingseksamen, as ek dit so kan sê, gaan skryf of gaan beantwoord. Die rabbi sal gewoonlik dan vir hierdie ouens wat nou wil onder hierdie rabbi leer, 'n klomp vrae vra en peper met vrae, want die ding is, eerstens, as 'n disipel of as 'n hopelik 'n disipel onder 'n rabbi, wil jy gaan van 15-jarige ouderdom tot 30-jarige ouderdom vir 15 jaar onder hierdie rabbi leer. So jy wil nie jou tyd mors nie. Jy gaan 'n rabbi kies wat autoriteit het. Jy gaan 'n rabbi kies met wie se interpretasies van die geskrifte jy nogals mee kan saamval en jy gaan nie te hard verskil van daai nie. Maar ook as 'n rabbi gaan jy ook nie jou tyd vermors nie. Jy's iemand wat op die ou end van hierdie lang pad, hierdie 15 jaar pad, eintlik net soos jy as rabbi kan wees. Die disipel moet eintlik soos die rabbi kan word. So dis hoekom hy hulle gepeper het met vrae. Die toelatingseksamen was rof. Hy het hulle vir dae lank met vrae gepeper om seker te maak jy kan 'n disipel word. Okay. Kom ons kom terug na ons teks toe. So ons het mos nou gesê, ek dink ek het daai is ons het mos nou gesê Jesus was by die sinagoges en toe beweeg hy weg van dit af, hy kom viswaters toe en hier klim hy in hierdie moeilike, harde bedryf in die boot in en hulle gaan diepsee toe. En daar in die diepsee kom sê hy vra hy vir die vissermanne, volg my, word my volgelinge. Nou volg my is so half die amptelike sinnetjie of ding wat 'n rabbi vir sy disipels sou sê as hulle die toelatingseksamen gemaak het en hulle weet jy het gemaak, jy het gepas. So hierdie volg my is 'n Joodse man, as jy daai visserman op daai boot het presies geweet wat Jesus vir hulle sê toe hy sê volg my. Ek bedoel, hier staan hierdie man en wat eintlik hier gebeur is, Jesus sê vir hulle, ek weet, julle het dit nie breed nie. Julle moes waarskynlik as 10-jarige laities al inspring in hierdie harde bedryf, die visvangbedryf. Maybe was julle in die Bet Talmud. Ek weet nie, dalk, maar Bet Midrash, ek twyfel. Wat nog te sê van eers dink om na die toelatingseksamen toe te gaan om onder 'n rabbi te gaan leer. Jesus probeer eintlik vir hulle sê, ek weet, julle moet dit eintlik nie maak nie. Ek weet julle het waarskynlik net die skill om te kan memoriseer. Die vermoë om goeie vrae te vra en te beredeneer. Ek weet nie hoe skerp julle op daai skills is nie. Jesus kies eintlik ouens wat nie 'n goeie Jood is nie. Dis hulle wat hy kies. Ek wil eintlik so ver gaan om te sê, hierdie ouens wat ongeletterd is, wat arm is, wat onder 'n korrupte stelsel werk,
laasnag niks vis gevang het nie, wat onder die broodlyn leef. Ek wil eintlik so ver gaan om te sê, ek wonder of hulle altyd die Joodse reinheidswette kon nakom. Ek dink die ouens het dit so hard gehad, dat hulle baie keer op die Sabbat moes werk. En ek bedoel, wat se Jood doen dit? En tog kom Jesus, en hy kies hulle. So, hierdie ouens is hier in hierdie boot, hulle sou in hulle leeftyd nie eers na 'n rabbi toe kon gaan nie. Hulle sou nie eers die toelatingseksamen gaan vra het vir die papier nie. En ek bedoel, hier kom die rabbi na hulle toe, in die diepsee, en hy kom wys daar vir hulle, hoe die land en die see nie aan die Romeinse keiser behoort nie. Ek bedoel, hy staan nie in die boot en hy sê vir hulle, gooi daar, en dan gooi hy daar, en dan vang hulle die vis. Hy wys vir hulle, hy is in beheer van land en see. Hy weet waar die vis onder die see is, en hy kan vir hulle sê waar dit is. Hy is in beheer. Hy kom wys eintlik hierso vir ons, dat hierdie is sy regering, hierdie is sy heerskappy, hierdie is sy koninkryk, wat hy wil laat kom. En weet hy nodig om hom hiermee te help? Hierdie ouens wat dit nie verdien nie. Hierdie arm ouens, hierdie ongeletterde ouens, die ouens wat onder die broodlyn leef. Hy kom wys vir hulle dat hulle vir hom belangrik is. En as ons deur die evangelies kyk, jy sien dit in al die evangelies, is dat Simon Petrus, Johannes en Jakobus, hierdie drie ouens, het uiteindelik nie net Jesus se disippels geword nie. Hulle het so half die elite, die VIP's geword van die disippels. Hulle was half die binnekring van die disippels. As jy gaan kyk na wie was by Jesus toe hy Jairus se dogtertjie lewendig gemaak het? Wie was by Jesus toe hy by die verheerliking op die berg? Wie was by Jesus toe hy gebid het in Getsemane net voor hulle hom kom arresteer het? Dit was hierdie drie ouens gewees. Hulle was die elite van sy disippels gewees. Dit is wie Jesus gekies het. En nou van hierdie ouens in hierdie boot, kom ons dink gou 'n bietjie prakties van hulle perspektief af. Hier is hulle in hierdie boot, die boot wil amper sink van hoe baie vis hier is. Ja, sure, hulle moet 40% aan belasting gaan betaal, maar dis ook sê dit is baie vis wat hier inkom. Jy kan, dis soos om ewe skielik te ontdek, hoorie, dis hierdie maand my 13de check. Dis bonusmaand hierdie maand. Dis soos om ewe skielik te besef, hoorie, hier gaan geld inkom. Hierdie ou kan vir ons ietsie inbring hierso. En as jy dink aan daai Joodse verwagting wat daar was van hierdie iemand wat gaan kom, hierdie seun van God, hierdie Messias wat gaan kom en wat by magte gaan wees om die Romeinse keiser en sy heerskappy omver te werp, hier staan hy in ons boot. Ek bedoel, as ons nou genoeg vis vang, dan kan ons nou miskien genoeg wapens van mekaar kry, en hulle het mos hierdie militêre verwagting gehad, dat Jesus met mag en krag gaan kom, en ek dink amper hierdie ouens het gedink, as ons genoeg geld in kry, dan kan ons genoeg magte by mekaar kry, en ons, hier sit nou, dis die seun van God, hy is in beheer, en ons gaan nou die Romeinse keiser oorwin. En Jesus kom wys vir ons, vir die disippels, juis dan in sy tyd op aarde, dat dit is nie hoe sy koninkryk lyk nie. Jesus roep hulle uiteindelik juis om die gekruisigde Here te volg. Een vir wie opoffering, swakheid, lyding, verwerping 'n voorvereiste is vir die tipe verlossing wat hy eintlik bring. So dit beteken dat die koninkryk wat Jesus kom vestig eerder gaan oor 'n lewe te midde van die gebrokenheid van hierdie wêreld. Jy weet, daar waar ons baie keer weghardloop van daai gebrokenheid, daai seer, die verwerping. Jesus tipe koninkryk nooi ons juis in na daai tipe goeders toe. Jesus nooi ons uit om eerder eerlik met die lewe om te gaan. Hy wil op die einde eintlik vir ons 'n eerlike getuienis gee, eerder as 'n kits oplossing.
Jesus se teenwoordigheid, Jesus se koninkryk nooi ons eintlik uit na ons seer toe, na ons pyn toe en om met dit te deel. En Jesus wil ons juis daar kom ontmoet en aanraak in daai gebrokenheid, sonder voorgee of pretensie. Nou ek gaan dinge saamvat met 'n storie. So ek het hierdie storie al vertel op 'n keer toe ek by die Mist gemeente gepreek het, maar en die storie is ook nie my storie nie, is 'n storie wat ek by Jaco Strydom gehoor het al 'n paar keer. Jaco Strydom is 'n ou van Pretoria. Hy's 'n dominee daarso, ek dink by Valeria gemeente. En hy's 'n baie interessante ou. Hy het so 'n takhaar ou, baie avontuurlustige ou. Hy het al ek het hierso geskryf, hy hou van roei, okay? So hy het al op 'n keer vanaf die Vaaldam tot by die see geroei. Hy het al op plekke in Transkei, Mosambiek, Tansanië, Noord-Pakistan en dan die Andaman-eilande. Ek weet nie waar dit is nie, maar hy het al daar geroei. Maar Jaco is ook 'n ou met 'n absolute sending hart vir die Here. Okay? En hy vertel hierdie storie van die keer toe hy in Indië daar na die Himalajas gebergtes toe, hy het die geleentheid gehad om na die Himalajas gebergtes toe te kon gaan. Nou sê hy, hulle het per bus nou daarheen gegaan en is 'n tipiese Indiese bus wat hy toe nou hier opklim. Alright? So die ding is so 'n bietjie geroes. Die bande is nie meer so lekker, die slytasie is al 'n bietjie daar af en goede en hy sê die bus het so vooruit gehad, maar die res van die ruitte was uit. Daar was nie ruitte nie. Dis net so half 'n diamond mesh of 'n raamwerk van 'n aard wat hier aan die ding vasgeswys is. En hy kom later agter dis sodat die mense van buite af nie in die bus kan inspring nie. So ek bedoel die ding is sif, okay? Hy's gehavend. En hy klim in hierdie bus oorlaai en die tasse is op die dak vasgestrap en hier gaan hulle gaan nou hierdie Himalajas gebergtes in. Hy sê die pad na die Himalajas gebergtes is ook nie te great nie. Die ding is vol potholes en hy sê hy as 'n jong Vrystaatse mannetjie wat gewoond is aan daar spasie, jy weet op plekke raak die pad so nou en dan hy was nie so lekker met die pad en hy sê die busdrywer het nog gejaag. Hy voel baie keer asof hy sommer so 'n koek sny hier oor van die paaie en goede en hy sê dit was 'n aaklige ding. Hy sê die was so tannie hier voor hom wat haar kopdoek so afgehaal het en net so voor haar mond so gehou het dat die stof net nie so in haar gesig kan kom nie. En hy vertel hier so jong getroude paartjie hier oorkant, hulle sit daar so maar hulle praat nie met mekaar nie. Hulle sit net so en wens net hierdie bus rit verby. En hy sê op 'n stadium nou stop die bus en tel 3 jong seentjies op. Jaco sê hy skat hulle so 5-6 jaar oud en hulle klim in, hulle kom nou net van die skool af en hulle moet nou terug gaan huis toe en daar gaan die bus weer. En hy sê toe hulle daai eerste pothole slaan, hier gooi die laities hulle arms in die lug op en hulle like hierdie busrit. En dan gaan hulle hier om 'n draai en dan lê die seentjies so te mekaar en hulle lag, hulle geniet hierdie ding. Hulle dink hulle is op 'n rollercoaster. Hulle geniet dit. En hy sê hulle ry so eendag en hy kom later agter maar goeters is anders op die bus. Die tannie hier voor hom met haar kopdoek hier op die sitplek neergesit en sê, "Check nou, wat gaan die laities volgende aanvang?" En die getroude paartjie daar oorkant, hulle praat weer met mekaar en hulle bespreek nou die laities en dink wat se manne waar is gaan hulle nou volgende doen met daai draai wat daar gaan. En hy sê hy kom self agter hoe bevoorreg is hy nie om as 'n jong Vrystaater man na die Himalajas gebergtes toe kan gaan nie. Nou vriende, hierdie storie wat Jaco vertel het my so laat dink aan dit is hoe dit lyk as Jesus in ons lewe kom instap, as hy in jou boot inklim. Ek weet ons busse is ook soms geroes en die goeters rattel en ons paadjie wat ons stap, ons kom miskien uit 'n geskiedenis, 'n persoonlike geskiedenis uit wat vol potholes is, die pad raak nou. Maar dit is waarin Jesus kom instap. En hy bring 'n ander teenwoordigheid ten spyte van
juis as gevolg van die geroeste bus, juis as gevolg van hierdie pad wat nie so great lyk nie, van hierdie lewe wat nie so great lyk nie. Hy kies dit. Dit is vir hom belangrik. So ek dink aan die einde van ons kuier is die vraag, waarmee kom jy vandag? Is daar gebrokenheid, sonde wat jy miskien nou net weer en weer doen en nou nie kan afskud nie? Voel jy onrein, ongeletterd? Miskien het jy regtig armoede. Miskien is daar 'n egskeiding in die iewers of daar, van watter aard ook al sit ons met hierdie gebrokenheid in ons lewe. Jesus wil in daai geroeste bus kom inklim. En hy wil vir jou 'n ander teenwoordigheid kom wys. Een wat nie noodwendig van mag en krag en militêre goeders getuig nie. Een wat jy sê, maar kom ons ry hierdie potholpad saam. Ek wil vir jou 'n ander teenwoordigheid kom wys. Volg my. Volg my. Amen. Ek gaan sommer vir ons net gou 'n gebed doen. Ag Here, dankie dat U met my kan kom relate, met my kan kom vereenselwig. Met my persoonlikheid, met my geskiedenis, al die besluite wat ek al in my lewe gemaak het. Dankie dat U vir my gekom het met my sonde, met my vrees, dalk met my moedeloosheid oor hoe goed is in ons land gaan. Here, ja, ook soms met my moegheid, met my angs baie keer. Maar Here, dankie dat U ook soos destyds met Simon en daai ander ouens in die boot ook vandag in die middel van hierdie harde werklikheid van ons wil kom staan. En dat U ons vanoggend net weer kom uitnooi of miskien eerder innooi in hierdie koninkryk van U en vir ons wil kom sê, volg my. Ja, en baie keer verwag ons hierdie militêre ingrype of dat U met mag en krag kom inkom en alles sal wegvat en ek weet U doen dit ook, Here. Maar Here, ons wil juis met hierdie verwagting en 'n afhanklikheid van U kom na juis dit waarna toe U ons wil lei. Here, lei ons asseblief presies na daar waar ons U moet volg. Kom openbaar ook dit in ons lewe, in elkeen van ons situasie, wat anders lyk, maar kom openbaar aan ons daar waar ons U moet volg in hierdie geroeste bus. Ons bid dit om U na ons ontwil. Amen. Nations have been shaken when I'm left standing in the dark, and all I feel is my heart breaking. You still reign and you're still God, and when it feels all hope has faded, the heavy questions hit so hard. And though my soul may feel forsaken, you still reign and you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. And this one truth will be my story. You still reign and you're still God. I will declare that you are with me. Though voices whisper you're not, you'll never leave me nor forsake me.
'cause you're still reigning, you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. And this one truth will be my story. You still reign and you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. And this one truth will be my story. You still reign and you're still God. And when my enemies surround me, I'll trust the victory of your cross and fix my eyes upon you, Jesus. For you are God and I am not. You are good and you are faithful, as you have been from the start. You're working all things for your glory, 'cause you still reign and you're still God. And though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. And this one truth will be my story. You still reign and you're still God. Yes, this one truth will be my story. You still reign and you're still God. So, dis mooi. Vriende, mag jy daar waar jy dan nou Jesus volg, ook so strome van lewende water wees, dat die mense met wie jy in aanraking kom, dat dit ook sal oorspoel in hulle lewens. Ontvang dan nou die seën ook van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die aktiewe werking en teenwoordigheid van die Heilige Gees wees en bly met elkeen van u, daar waar u hom ook al mag volg in daai geroeste bus. Amen.